Die woord van die Here spreek vanoggend tot ons op hierdie baie besonderse Hemelvaartdag vanuit Kolossense 3, daar vanaf vers 1 tot en met die 4de vers. Kolossense 3, vanaf vers 1 tot en met die 4de vers. Paulus bevind homself ook weer eens hier in die tronk, en hy probeer om die gemeente ook aan te moedig om in die geloof te bly, om sterk te staan in die geloof, maar om ook dit beter te verstaan. Want ons verstaan dat daar baie vervolging was in die ou tyd, veral oor gelowiges, en dit was soms moeilik gewees, eintlik meer as gereeld moeilik gewees, om hoop te hê, om iets te hê waarna hulle kon uitsien, iets wat hulle hier en nou kan verander, en dalk ook so 'n bietjie die las ligter maak, en dit is dan presies ook Paulus se bedoeling in hierdie gedeelte wat ons saam lees vanoggend. Ons tema vanoggend is dat die hemelvaart is nie 'n weggaan nie. Die hemelvaart is nie 'n weggaan nie. Die wêreld wil dalk hê dat ons moet glo dat Jesus nie hier is nie. Dat hy nie teenwoordig is nie, dat hy nie in staat is om as koning hier te regeer nie. Maar Paulus kom sê vir ons, nee, die hemelvaart is nie 'n weggaan nie. En dan van ons vanoggend, as dit die wil van die Here is, deur die leiding van die Gees, hoor wat Paulus se bedoeling is met hierdie gedeelte. En mag elkeen van ons ook vanoggend die woord, die stem van die Here hoor, en die vermoë het om ook onderskeid te kan tref tussen die stem van die wêreld en die stem van ons lewende Here. Voor ons saam lees uit hierdie gedeelte uit vanoggend, kom ons vredig saam in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, heilig, 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 U is die Heer van die leerskare. Gister, vandag, môre dieselfde. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die Almagtige. Daar is niks wat al ooit was of sal wees, wat met U vergelyk kan word nie. U is ver bo die menslike verstand verhewe, maar tog het ons die voorreg om vanoggend as 'n groep gelowiges, broers en susters, gebind in die bloed van Jesus, in U teenwoordigheid te mag wees. U is by ons, U is met ons. Maar ook, soos wat Paulus in Korintiërs sê, U is in ons. En daardeur beleef ons rustigheid en 'n kalmte ten spyte van al die stormwinde van hierdie wêreld wat waai, ten spyte van die uitdagings in ons lewens, ten spyte van die feit dat die wêreld, die goddeloses vir ons as gelowiges lag en met ons die spot dryf, staan ons hier rustig, met sekerheid en oortuiging op ons in ons harte, want ons staan op die fondasie van oorwinning. En niks en niemand, nie eers die sonde of die boosheid van die Satan, kan hierdie oorwinning van ons af wegneem nie. Want U sê dit so mooi, niks maar niks sal ons skei van die liefde van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus nie. Want hy hierdie wêreld toe gestuur het, nie as 'n koning in 'n paleis nie, maar as 'n nederige diensknegt in 'n krib. Waar hy geleef het in hierdie wêreld, waar hy uitgewerp was, verneder was, voorgelag was, opgespoeg was, uiteindelik homself oorgegee het, want hy weet die uur, die tyd het aangebreek. Die kinders van die Here te red, en daarvoor het hy homself gegee, met die wete van die lydingsweg wat voor lê. Want uiteindelik sal eindig daar aan die kruis, waar hy nie net die seer van die spykers en die doringkroon beleef het nie, maar ook die emosionele pyn van die mense vir wie hy gekom het, wat met hom die spot dryf, oor die wete dat hy binnekort God verlatenheid sal beleef, helse smart sal beleef. Hy kan homself van die kruis af verwyder het, want hy is God, maar hy doen dit nie, want hy is lief vir ons, en hy blaas sy laaste asem uit en hy sterf. Want dit is nie waar ons verhaal stop nie, o Vader, ons weet dat
Die Gees van die Vader het Jesus uit die dood uit laat opstaan en uit die dood uit laat opwek en die dood oorwin, dat die dood nie eers die laaste sê oor ons lewens het nie, en daarom vind ons reeds so baie troos. Hy het homself getoon aan baie menigte, en ons sien dit ook veral in die optrede van die apostels na die opstanding vir baie jare. Is hulle nie bereid om Jesus Christus te verraai of te verloon nie, hulle was bereid om met hulle lewens te betaal, wat hulle het gesien. Ons is vandag hier by die hemelvaart na die opstanding. En ons bid, Here, dat U ook so met ons sal werk vanoggend, dat ons sal verstaan wat dit vir ons beteken en dat daar 'n brandende ywer en vuur in ons harte sal ontstaan om werklik vir U te gaan lewe, om te gaan wees wat ons veronderstel is om te wees. Dit is nie kinders van die wêreld nie, dis kinders van die lewende Here, want vroeër was ons in die duisternis, maar nou is ons lig in die Here, en U gee vir ons die opdrag en wandel soos kinders van die Here. Mag elkeen van ons doen, mag ons vanoggend in staat gestel word om teen die sonde in ons lewens te stry, mag ons in staat gestel word om U wil te doen, op die weg te wandel van geregtigheid, maar ook om hier in standaardom U koninkryk sigbaar te maak. Ons weet dat ons eie uit is ons daartoe nie in staat nie, maar U gee vir ons die krag, en mag ons dit ook vanoggend beleef. Dankie vir hierdie geleentheid en die voorreg wat ons het, om vanuit die woord vanoggend U stem te hoor. Spreek met ons deur die woord, spreek met ons deur die Heilige Gees wat U vir ons gestuur het as trooster, en een wat ons ook lei terug na die Vader toe. Baie dankie vir U liefde, baie dankie vir U geduld, baie dankie, Here, dat ons die voorreg geniet om reeds U goedertierenheid te beleef en deel te hê aan die goedheid en guns. U genade is vir ons genoeg en sal vir ons genoeg bly. Help ons, Here, dat ons net so sal lewe, dat ons dit in ons lewens sal toepas en gebruik. Sien ons ook in hierdie diens, mag hierdie geleentheid strek tot eer en verheerliking van U naam, uitbouing van U koninkryk, maar ook meer as dit, dat U oor die eie eer vanoggend sal waak. Gee elkeen ontvanklike hart, dat hulle sal sê, soos wat die volk ook daar sê in Eksodus 19, net wat U sê, Here, dit sal ons doen. En Jesus, nou bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen. Ons gaan dan saam lees Kolossense 3, daar vanaf vers 1 tot en met vers 4, en ons het nie 'n spesifieke fokusgedeelte nie, ek gaan probeer om vers vir vers deur hierdie gedeelte te gaan, want hierdie gedeelte het ongelooflike teologiese waarhede wat Paulus daar saamgevat het. En U is welkom om die hele gedeelte by die huis verder te lees. Dit spreek die vermaning op die oproep tot heiligmaking op, en ook broederlike liefde. En daardeur as 'n mens aan die eerste 4 verse kyk, sal 'n mens in staat gestel word, as 'n mens dit toepas en glo, om juist in die sonde in jou lewe te stry, want dit is die krag wat ons kry. Ek lees vir ons vanaf vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Tot sover die skriflesing vir vanoggend se prediking, mag elkeen wat die woord gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar en in sy naam opsluit, en daarvolgens gaan lewe. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, probeer jouself net so vir 'n oomblik in te dink op daardie heuwel. Daar waar die disippels gestaan het, hulle oë vasgenaal op die Here Jesus Christus, vasgenaal op die Messias wat gekom het, wat redding gaan bring en aardse vryheid sal bring. Vasgenaal op die verlosser wat die dood oorwin het en hier voor hulle staan. Dink jouself vir 'n oomblik daar tussen daardie groep disippels wat ook so 'n bietjie verward staan, nie heeltemal seker is oor dit wat nou gaan gebeur nie. Hulle het met hulle eie oë gesien hoe Jesus gesterf het en opgestaan het, en hier staan en kyk hulle hoe die Here Jesus Christus besig is om op te styg. Stadig,
op te staan, op te vaar na die hemel, en hulle volg hom met hulle oë tot hy so agter die wolke wegraak. En dan beleef ons daai ongemaklike stilte wat hulle ook self moes beleef het, daardie stilte wat geheers het van wat nou? Het hy nou werklik weggegaan? Het hy ons nou werklik hier in hierdie wêreld alleen gelos sonder enige riglyn van wat ons nou moet doen? Is dit wat ons met ons oë sien? 'n werklikheid, voel amper of ons die slaap uit ons oë uit wil vee en sê, dit was dalk net 'n droom. Dink jouself, hoe ons hulle gevoel het, wat dit aanskou het, soos ons ook so gereeld het voel, as ons daaraan dink. Hierdie is vrae wat swaar op hulle harte moes gedruk het, vrae wat swaar in hulle gemoed moes gedruk het. Maar so gereeld voel ons presies so in ons lewe. Asof Jesus ver is. Asof Jesus dalk te besig is om na ons te luister. Asof hy dalk nie lus is om ons te help of uitkoms te gee of ons probleme op te los nie. Maar vandag wil ek vir julle sê vanuit hierdie gedeelte, luister mooi, hemelvaart is nie 'n weggaan nie. Dit is 'n oorwinning, dit is 'n belofte en 'n oproep om juis in die geloof te volhard. Kolossense 3 vers 1 tot 4 wys ons hoe Jesus se hemelvaart ons harte vul met 'n opgewondenheid en met hoop. En ons lewens aansteek om met ywer, werklike ywer, Jesus te dien, Jesus te volg en Jesus te loof, maak nie saak wat dit van jou vra nie. En ook selfs maak nie saak wat jy in jou lewe sal moet prys gee nie. Nou kom ons kyk vanuit hierdie gedeelte, hierdie waarheid, hoe dit ons lewens kan inspireer om met passie, werklike passie vir ons verlosser en saligmaker te lewe. Nou Kolossense 3 vers 1 wat ons saam gelees het sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. As mens hierdie teksvers lees, 'n bietjie bestudeer, vir 'n oomblik gaan stil sit by hierdie teksvers, dan sien ons baie vinnig en baie duidelik dat hierdie teksvers definieer die Here Jesus Christus se glorieryke heerlikheid. Hierdie teksvers sê nie net vir ons dat die Here Jesus Christus die dood oorwin het vir jou en my nie. Maar dit sê vir ons, hy het opgevaar na die hemel, waar hy nou sit as koning aan die regterhand van die Vader. Die hoogste plek in die heelal, met die meeste gesag, waar hy werklik heers oor alles wat bestaan. Hierdie man, wat verneder is, hierdie man wat opgespoeg was, hierdie man wat uitgewerk was en uitgelewer was, deur die mense vir wie hy gekom het. Hierdie man wat die spot van die wêreld verduur het. Hierdie man wat aan die kruis gehang het. Hierdie man wat uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hierdie man wat die wêreld te leer gestel het, omdat hy nie vir hulle 'n aardse vrylating of vryheid gegee het, of 'n oorwinning gegee het nie. Hierdie man wat die wêreld nie in glo nie, hierdie man is nou die Here van die heelal. Hy is nou die koning, die ewige koning, wat deur die profete voorspel is. En dis hierdie waarheid en hierdie bevestiging van die teksgedeelte wat ons harte moet laat sing, wat jou 'n ander noot moet laat loop.
Want hy het dit gedoen vir jou. En vir my, en vir hierdie gemeente. Want Hemelvaart, weet ons nou, al is nie 'n afskeid nie, dit is die kroning van die koning. Hy het nie weggegaan om ons te verlaat nie, of ons agter te laat nie. Hy het nie ons oorgelewer in ons eie mensheid, en ons eie vermoëns, en ons eie beperkte gawes nie. Nee. Hy het opgevaar om te heers, en as die ewige, volmaakte koning te regeer. Elke stryd in jou lewe, of dit nou 'n siekte is, wat jou bang maak, of waarvoor jy vrees, finansiële druk wat jou dalk wakker hou in die aande, of 'n konstante versoeking wat jou geloof toets, en jou geloof beproef, maak nie saak wat dit is nie, of wanneer dit is nie, kan ons vanoggend verklaar vanuit hierdie vers, is steeds onder die soewereine beheer van ons koning Jesus Christus. Hy is die een wat sit op die troon van God, en niks kan buite sy mag gebeur nie. Wat 'n wonderlike troos is dit nie om te weet nie, selfs al doen jy 'n bietjie selfondersoek vanoggend, selfs al kyk jy na jou eie lewe. Selfs al beleef jy dit dat die wêreld en die uitdagings van die wêreld jou lewe knak en jou plat hou en plat druk op jou rug en op die grond. Wat 'n voorreg is dit nie vir ons om te kan sê en te kan bely, ons kan opkyk na die hemele. En sê, my koning regeer. Hy is in beheer, en hy sal in beheer bly tot in alle ewigheid. Watter troos is dit nie vir ons? Om te weet, dat die heerser van die heelal, van die sienlike en selfs die onsienlike dinge, het ons die voorreg om te noem, my koning nie, my heerser nie. Dis juist wat Hemelvaart vir ons doen vanuit hierdie teksgedeelte vers 1. Dit kom gee vir ons die sekerheid en die wete dat Jesus in beheer is, en dit spoor ons dan juis aan om vir hom te lewe met ywer. Wat 'n voorreg is dit nie dat ons wat vanoggend hier sit, ons dien die koning van alle konings nie. Maar nog steeds kan die vraag gevra word, maar as Jesus dan nou in die hemel is, hoe kan hy by ons wees? Ons weet hy het nou opgevaar, en hy is in die hemel, en hy neem hier die ambt van koningin, maar as hy daarbo is, hoe kan hy hier by ons wees? In ons midde, in ons lewens. En dis die wonder van Hemelvaart. Dit maak die Hemelvaart so 'n spesiale oomblik. Jesus het nie opgevaar om verder van ons af te wees nie. Hy het juis opgevaar om op 'n kragtiger en meer intiemer manier by elkeen van ons teenwoordig te wees deur sy Heilige Gees. Dis die belofte wat hy gemaak het. Ja, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, maar ek sal vir julle 'n trooster stuur, die een wat by julle bly. Die een wat die werk van die pottebakker sal voortsit, wat julle sal vorm en julle sal maak net soos hy wil. Die brose onbreekbare klei uit die lewensheid sal wegneem, selfs ja deur 'n tugtiging, maar wat ook die pad vir ons sal oopkloof deur die moeilike omstandighede van ons lewens. Ek beloof, sê hierdie koning, ek gee vir julle 'n gees van opwekking en lewe. Ons harte sal laat oorkook van 'n behoefte om altyd konstant naby aan hierdie koning te lewe. Elke oomblik van elke dag. Die Heilige Gees is Jesus se teenwoordigheid in ons en werk 'n voortdurende lewende band met ons verlosser. Hierdie belofte is soos 'n warm omhelsing of 'n lekker warm drukkie so op 'n wintersoggend vir ons siel. Jesus is nie beperk
tot net 'n fisiese liggaam wat op een plek kan wees nie. Deur sy Gees is hy nou oral, altyd by jou. Wanneer jy in die stilte van die nag bid, maak nie saak wat op jou hart druk nie, Jesus is daar. Wanneer jy seer het en hartseer het, Jesus is daar. Die een wat jou vashou by die oop graf van die persoon wat jy dalk meer as jou eie lewe lief gehad het, hy is daar, besig om te omhels, besig om die trane af te vee. Dit is sy belofte. Wanneer jy voor 'n moeilike keuse staan, is sy Gees altyd daar om jou te lei. Wanneer jy hier saam met gelowiges aanbid en die Here loof en prys, is hy hier teenwoordig vanoggend. Ons is in sy midde. Hy is met ons, hy is by ons. Sy teenwoordigheid so werklik soos die lug wat ons inasem. Hemelvaart beteken nie net, hemelvaart beteken dat Jesus nie net by sy apostels en by die disippels en by die baie pragtige Bybelse figure betrokke was en dat hulle die voorreg geniet het om in sy teenwoordigheid te wees. Die hemelvaart bevestig dat hierdie koning van die heelal jou grootste ondersteuner is, wat altyd by jou staan. Wonderlike voorreg is dit om dit te weet in hierdie wêreld wat rigtingloos voortploeter nie. Het ons die volmaakte koning wat vir ons rigting gee. Wat ons bystaan en selfs dra in die moeilikste en onmoontlikste omstandighede van ons lewe. Hy is hier by ons elke oomblik van ons lewe. En hierdie waarheid verander alles. Dit beteken dat jy nooit alleen is nie. Maak nie saak hoe donker jou pad of jou oomblik vandag lyk nie. In jou eensaamheid, in jou twyfel en in jou vreugde, Jesus is daar. Sy Gees gee jou die krag om te volhard. Sy Gees gee jou die krag om op te staan, om te bly glo, om te bly vertrou, al lyk dit hoe onmoontlik, om te bly gehoorsaam. En uiteindelik gee sy Heilige Gees ons die krag om aan te hou doen vir die Here en aan te hou lewe vir die Here. Al staan ons so gereeld verward by baie kruispaaie in ons lewens. Hemelvaart is nie 'n weggaan nie, dis die begin van 'n nuwe, kragtige, intieme teenwoordigheid van die Here Jesus Christus wat ons harte vul en ons ywer gee om vir hom alleen te leef. En ons weet nou, hy is nie ver nie. Hy is nader aan ons as wat ons ooit kan dink en sy Gees werk in ons, juis om ons geloof te versterk en ons lewe te vernuwe, dat ons ook in staat gestel kan word om selfs die onmoontlike moontlik te maak. En dit het ons al in ons lewens ervaar en beleef. Die voorreg gehad om met ons eie oë te aanskou en selfs te sien. In Kolossense 3 vers 2 roep ons op, as daar staan, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Die hemelvaart is een van daardie momente in die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat ons oë en ons fokus van die tydelike af wegneem. En ons oë en ons fokus plaas op die ewige. Op dit wat nog voor lê. Op dit waarna toe ek en jy geroep is deur die uitverkiesing in ons Here Jesus Christus. Ons lewe hier is vol uitdagings en dit gaan aanhou vol uitdagings bly. Wêreld is 'n plek van moeite en verdriet en swaar kry en seer en moord. Ons weet dit. Leef werkdruk, gesinsverantwoordelikhede, gesondheidsprobleme, bekommernisse wat ons wil versmoor. Maar Jesus se hemelvaart kom herinner ons juis. Dit gaan nie net oor hierdie tydelike dinge nie. Dit gaan oor die ewige. En ek en jy het die voorreg om reeds vooruit te kan sien hoe ons 'n plek daar in die hemel het. Wat nie ek of jy gaan afmeet het, of gaan koop het, of gaan voorberei het nie, nee. 'n
plek met jou naam op, sonder verdienste. Ons is burgers van 'n hemelse koninkryk en ons hoop is waar Christus reeds is aan die regterhand van God. Nou hierdie vers is 'n duidelike en 'n dringende oproep. Dis 'n vers wat vir ons sê, moenie toelaat dat die wêreld se swaar kry en die wêreld se onsekerhede en die wêreld se vrese en die wêreld se twyfel jou visie as 'n kind van God steel nie. Ons het nou die voorreg wat ander nie het nie, en dit is dat ons kan opkyk. Altyd kan opkyk. Want ons weet, ons Here, ons Koning is daar. Wanneer jy fokus op Jesus, kry jy perspektief. Daardie probleem wat so groot voel en onmoontlik voel, word kleiner in die lig van sy glorie en oorwinning. Daardie sonde wat jy wil vasgryp, daardie sonde wat jy wil afwyk van die pad van geregtigheid en die pad van die Here, verloor sy krag as jou oë werklik gerig is op Jesus Christus. Daardie wêreld se vingermerke op jou lewe val van jou lyf af as jy werklik jou fokus plaas op Jesus Christus wat reeds vir jou die oorwinning behaal het, wat jou vrygemaak het. Hemelvaart roep ons op om te leef met ons harte gerig op die dinge daarbo, om elke dag te kies om die wil van Jesus te doen, sy liefde te leef en sy koninkryk te bou. Dis 'n oproep om met ywer te volhard, om nie moed op te gee nie, en om te gaan lewe vir die dinge wat werklik saak maak. En wat saak maak, is geloof in Jesus Christus. Dit maak saak. Nie die wêreld nie. Nie tydelike lewe nie. Die woord van die Here sê dit vir ons so mooi, moenie vir ons gaan skatte bymekaar maak hier in die hemel nie, maak vir jou 'n skat bymekaar in die hemel en dit kan wees, net wees, die erfporsie wat daar vir ons wag. Ons het ook die voorreg om dit nou al te weet en te beleef en daarvolgens te lewe en ons moet dit doen. Kolossense 3 vers 3 tot 4 bring ons by die hart van die evangelie as daar staan, want julle het gesterwe en julle lewe is met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hemelvaart wys ons waarheen ons op pad is, soos Jesus ook erken en sê, is die weg, die waarheid en die lewe. Hemelvaart bevestig vir ons, daar is 'n brug. Daar is 'n brug wat loop oor die stroom van die hel. Daar is 'n brug wat loop oor die uitdagings en die strome van hierdie wêreld. Die Here sal sy Gees stuur om my te help om op hierdie brug te bly. Want hy weet ek en jy kan. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om dit te kan bely. Ons in alles wat staat is deur Christus wat ons die krag gee, die leiding gee, die wysheid gee. Wat ons nodig is, elkeen van ons wat vanoggend hier sit, is in staat om in dankbare gehoorsaamheid tot die Vader te lewe. Ons kan dit doen as ons ons oë gefokus en gerig hou op die brug. Op die brug wat vir ons uit genade uit geskenk is, want buite dit is daar geen pad wat lei tot hoop en troos en ook uiteindelik redding nie. Hemelvaart kom wys vir ons waarheen ons op pad is. Jesus het opgevaar om vir ons 'n plek te berei. Hy sê dit so mooi, hy beloof dit so mooi in Johannes 14 vers 2 en 3. In die huis van my Vader is daar baie wonings en ek gaan om vir julle plek te berei. Hy is nou in die hemel en eendag sal ons die voorreg geniet om by hom te wees. In 'n plek waar daar geen pyn is nie. In 'n plek waar daar geen smart is nie, geen trane, geen stryd meer nie. En hierdie belofte is soos 'n anker vir ons siel. Jesus is nou besig om vir ons 'n ewige tuiste gereed te maak en sy hemelvaart is die waarborg dat dit sal gebeur en sal wees. Dis nie maar net 'n vaal hoop nie.
Dis 'n sekerheid wat gegrond is op dit wat Jesus reeds gedoen het. Ons hoef nie te wag vir die sterfte van Jesus nie. Sy bloed is reeds oor jou lewe. Die vlek van die Satan is reeds van jou weggeneem. En daarom moet ons met ywer ook so gaan lewe met die nuwe vlek, die nuwe identiteit, wat 'n rigting het wat die wêreld nie ken. Eendag sal ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar word, 'n dag wanneer alles swaar kry sal wegval, wanneer ons hom sal sien soos hy is, en wanneer ons vir ewig in sy teenwoordigheid sal wees. Hierdie hoop van die hemelvaart gee ons die krag om vandag deur die storms van hierdie wêreld te lewe. Dit gee ons ywer om te volhard, want ons weet ons verhaal eindig nie hier nie. Dis maar net 'n droom nie, dis maar net 'n droom nie, dis 'n werklikheid wat Jesus self verseker het. Hemelvaart wys ons dat ons lewe betekenis het, dat elke stap wat ons in geloof neem, ons nader bring aan die glorie en die oorwinning wat op ons wag. Dit spoor ons aan, elke dag van ons lewe, om te leef met passie en ywer en oortuiging en Jesus te dien met alles wat ons is, wat ons weet. Ons gaan by hom wees. En daardie dag sal al hierdie moeite en hierdie swaar kry, opofferings wat ons hier moet maak, die moeite werd wees. En ons sluit af. Hemelvaart is nie 'n weggaan nie. Hemelvaart bevestig vir ons dat Jesus as die volmaakte ewige koning bekroon is. Dit bevestig by ons dat Jesus nou by elkeen van ons altyd teenwoordig is. Dis 'n groot troos. Want is net so groot waarskuwing. Onthou, hy is die heeltyd by jou. Nie net wanneer dit swaar gaan en wanneer jy hom nodig het nie. Hy is die heeltyd by jou. En dis waar die waarskuwing dan verder gaan oor die vermaning om heilig te lewe. Raak bewus van sy teenwoordigheid. Dit sal 'n ongelooflike verandering en verskil in jou lewe vandag bring. Jy sal 2 keer dink voor jy doen of selfs sê. Ja, die hemelvaart is 'n oproep om opwaarts te kyk en 'n versekering van ons ewige tuiste. Laat hierdie waarheid julle harte vanoggend vul met hoop en 'n lewe met ywer. Gaan huis toe vandag met 'n brandende vuur in jou hart om Jesus te volg. Gaan huis toe vandag, nie wag vir môre nie. Gaan breek vandag met die dinge wat ons weghou van die Here. Gaan breek vandag met die dinge wat maak dat ons nie hierdie troos en hierdie hoop elke dag kan beleef nie. Gaan rig jou lewe in om jou allerbeste, wat die allerhoogste te gee, want die allerhoogste het sy allerbeste vir jou gegee. Dis genoeg rede om nou vandag, in hierdie tydelike lewe, vir Jesus te lewe. Amen. Kom ons dank. Ons dierbare Heer en Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend uit hierdie pragtige woorde van Kolossense 3 gelei te kan word tot 'n beter verstaan ook van die hemelvaart. Ons ken die verhaal baie goed, maar Paulus het vir ons hier 'n bietjie diepte gegee. Hemelvaart verklaar aan ons dat die profesie in vervulling gegaan het. Jesus is nou die ewige koning, ons koning. Hy is nou by ons teenwoordig. Sy Gees sal ons lei en ons bestuur om ook op hierdie weg, hierdie brug te wandel. Ons bied net so gereeld weerstand. En mag U vir ons dan die Gees gee wat ons nodig het, die nuwe identiteit gee wat ons nodig het, om nie meer weerstand te bied in hierdie Gees nie, maar om onsself oor te gee aan hierdie leiding, want dan weet ons, Here, word ons bestuur elke dag, elke oomblik, elke tree nader en nader aan U, en hoe nader ons aan U lewe, hoe beter sal ons lewens ook wees, in die tydelike, maar sal ons ook al reeds sekerheid hê van die ewige. Baie dankie vir die voorreg om vanoggend by die kerk te mag wees, en Jesus nou met ons deur die werking van die Gees aan.